gesê? Okay, vraag 4.4. Ek gaan gou die vraag van bo af lees. Dit sê, daar is vir jou tabel gegee met verskillende tipe elektromagnetiese stralings en hulle frekwensies. Dan sê hulle vir jou, halfpadeer, 'n radioloog stel 'n golflengte van soveel in, identifiseer dit as 'n groen liggolf. Okay, so hulle sê vir jou, lambda, die golflengte is 550 nanometer. En hy sê vir jou, dis groen. Groen is deel van die sigbare lig. Sigbare lig. Okay. Goed. Nano, ons werk nie in nano nie, ons werk in gewone meter. Jy moet daai omskakelings goed ken, maar nano is maklik want nano 9. Nano 9 is maal 10 to die mag minus 9. Okay. Nou sê hulle vir jou, deur berekeninge te doen, bepaal hoeveel die radioloog die golflengte van groen lig moet verminder om die golflengte van X-straal te bereik. Van 'n X-straal te bereik. Moenie die finale antwoord afrond nie. Okay. Goed, so hulle wil kom tot by 'n X-straal. Right, en hulle sê hulle moet die groen lig verminder. Goed. X-strale op daai papiertjie. X-strale sê hulle vir jou is 2,5 maal 10 to die mag 18, maar hierdie is hertz. Wat hulle daar vir jou gee is frekwensie. So hulle wil hê jy moet hierdie ding en hierdie ding op 'n manier met mekaar vergelyk, maar hulle is nie vergelykbaar nie want die een is golflengte meter, die ander is frekwensie hertz. So jy moet of hierdie ene na hertz toe verander of die hertz na golflengte te verander. Okay. Die vraag is met hoeveel moet jy groen lig verander? So ek dink ons moet met groen lig werk. Sharp? Okay. Goed. Wag, ek moet gaan kyk wat het hulle gedoen 4.4. Okay, hulle het eintlik so nie met golflengte gewerk. Wat het jy gedoen, Wouko? Het jy die meter verander of het jy die frekwensie verander? Ek dink so ek het die frekwensie na golflengte. Okay, alright. So kom ons doen dit dan. Goed, so ek gaan hom verander. So ons het C is gelyk aan F maal met lambda, dis 'n formule op jou datavel. Hy lyk baie soos die formule, nee, hy lyk baie soos hierdie formule. Wat is die verskil, Christopher? Tussen V en C. Vir C is die spoed van die lig. En V? Is die spoed van enige golf. Lig, klank, wat ook al. So hierdie ene is net 'n meer spesifieke een van daai. Okay? So ons gebruik hierdie formule. Hoekom gaan ek hierdie formule gebruik? Want ons is besig met elektromagnetiese golwe, straling, radiasie, wat ook al. As hulle daarmee besig is, dan moet jy weet jy gebruik hierdie formule. En dan moet jy weet C is op jou datavel is 3 maal 10 to die mag 8. Frekwensie is 2,5 maal 10 to die mag 18. En ons soek die golflengte en as jy dan golflengte gaan uitwerk, Laurens, wat kry jy? Ek het 549. Wat? Extra is 1,2 maal 10 to die mag minus 1,2 maal 10 to die mag minus 10 meter. Okay, so hierdie is die golflengte wat hy wil hê om 'n X-straal te neem en hier is waar hy tans is. So hy wil vra hoe moet hy dit verander? So jy moet weet hoe kom jy van daar af tot by die ene. Ja? So wat gaan jy doen, Cleo? So jy gaan kyk wat is die verandering in golflengte. Hoe moet ek hom verander? Onthou, daai driehoekie beteken wat nou weer? Jou naam het 2, is haar naam het 2 dele, nê? Nee. Jou naam? Gee my die eerste letter. Taylali? Taylali, wat beteken daai? Ja, maar ek wil weet wat beteken daai driehoekie. Moenie vir sê nie. Waarmee begin hy? M, Marisel. Marisel, waarvoor staan dit? Dis delta die verandering. Yes. Daai driehoekie is 'n hoofletter D in die Griekse letters. Dit is 'n delta en delta beteken verandering in wat beteken
finale minus begin. Okay. So waartoe wil ons gaan of waar begin ons eintlik? Dit maak nie saak nie, jy kan enigeen minus met enigeen. Minus 1,2 maal 10 to die mag minus 10 en wat kry jy dan? Ek wil sê Mieke? Mieke, wat kry jy dan vir die antwoord? Maal 10 to die mag minus? So kom met ek 7, ek het ergens iets verkeerd ingetik nou. Nee. Okay, Bouko, waar het ek jou verloor? Juffrou, ek het gedink in plaas van minus moes ek ook gedeel het. Nee. So, as jy gedeel het, golflengte minus golflengte, dan sal jy gekry het hoeveel golwe pas daarin. So jy het gekry hoeveel groen golwe pas in een ekstra golf. Juffrou, nee, maar ek kom try deel om te kyk soos, weet hoeveel keer moet jy daardie golflengte soos vir O, jy kon dit gedoen het en toe het jy hom weer gemaal, daai hoeveelheid? Ja, juffrou, maar ek het dit in die vraestelsel gedoen. Ek het dit nie nou weer hier so gedoen. Kom maar gou jou vrae stel en dan kyk jy gou want ek kan dan vir jou punt daar gee as jy op die einde van die dag weer regte ding kom. Alright. Nog 'n vraag by vraag 4? Nee. Vraag 5. Iemand 'n vraag daar? Ja. 5.5. Kyk. Goed, nog 'n ding wat julle agterkom ek doen, ek weet nie of julle agterkom nie, is elkeen kry 'n vraag in die klas. Ek gaan so om zigzag 1, dit oefen my name 2, dit hou jou wakker. En jy weet 'n vraag kom. As jy by 'n vraag kom, ek weet party van julle slaan so paniek uit, soos jy gaan deur soos persoonlikheidskrisis as ek nou by jou naam kom. Dan het jy 3 opsies. Call a friend, ask the audience 50-50. As jy nie die antwoord ken nie. Call a friend, ask the audience 50-50. Alright. So almal gaan 'n vraag kry. Jy mag dalk 3 of 4 vrae kry in 'n periode. Jy is nie spesiaal en hoef nie 'n vraag te kry nie. Okay. So daar's 2 sfere. Hierdie een is minus 1,95 maal 10 to die mag minus 6. Hierdie een is onbekend. En toe is hulle 2 aan mekaar geraak. Wag, ek sê, o nee, julle vraag was anders, nê? Nee. Ek dink die Afrikaanse vraag was anders. Ja. Dit sê daar vir jou. O, hulle het vir jou gesê by die Afrikaanse ene syne is minus 1 maal 10 to die mag minus 6. Yes? Hy het in die Frans gesê minus 1, maar die Engels het gesê minus 1,95. Ja. Het julle dit toe verander? O, het julle dit toe verander? O, okay. Okay, goed. Goed, die 2 sfere word aan mekaar toegelaat om te raak en dan word dit geskei en nadat hulle geskei het, toe het elke ene 'n lading van 1,53 maal 10 to die mag minus 6. Okay. Toe vra hulle vir jou, wat is die onbekende ladingsinne nadat hulle geraak het en toe moes jy gedoen het, ek weet jy het gevra 5.5, ek kom daar. Jy moet hierdie formule gebruik het jy die formule neergeskryf, potgieter nommer 2? Sê jy? Ek sal dit nou bysit. Ja, want ek gaan vir jou geen punte gee nie. Ek weet nie wat het juffrou Salome gedoen nie, maar geen punte. Help jou vriend jou daar. Dankie Christopher. Okay, en toe kry jy 5,01 maal 10 to die mag minus 6 coulomb. Okay, so dit was N gewees aan die begin. Sharp. So kom ons kyk net gou vinnig. M was negatief en toe nadat hulle geraak het, toe word hy positief. Wat moes gebeur het vir hom om van negatief na positief te gaan? Hy moes elektrone weggegee het, verloor het. En was positief, toe word hy minder positief. Nog steeds positief, maar minder positief. Wat moes met hom gebeur het om van daar tot daar te gaan? Hy moes elektrone bygekry het. Waar het hy die elektrone gekry? By M. Al die elektrone van hom het oorgegaan na hom toe. Okay. So by vraag 5.5 waar hulle vir jou vra,
die lading, bereken die lading wat deur die sfere verkry of verloor word. Kan jy na enigiene kyk. Jy kan of na M kyk of na N kyk, dit maak nie saak nie, want dit wat M verloor het N gekry. So jy moes net gekies het, ek kyk na M of ek kyk na N. Okay. Ja. Wat het jy daar gaan bereken? Waarvoor staan daai N? En die N staan vir die hoeveelheid elektrone wat oorgedra is. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, wat is die lading wat verkry of verloor is? Nie die hoeveelheid elektrone nie. Kyk, so jy moes, partykeer vra hulle hierdie, hulle doen dit partykeer, maar hulle het nou letterlik net delta kie gevra. Dis al. So jy moes gesê het, final minus initial. Hoeveelheid elektrone. Ja, so toe gaan bereken jy, toe die hoeveelheid lading wat oorgedra het, is eintlik hoeveel elektrone. Dis nie eintlik wat jy moes doen nie. Nee, nie in hierdie vraag wat hulle hier gevra het nie. Ja. Maar toe het hulle gevra hoeveel elektrone was oorgedra, nie wat is die lading wat oorgedra is nie. Sharp. Jy met my. Nog iemand 'n vraag? Kyk. Het iemand 'n vraag by vraag 6? Ja? Ja? Ja, goed. Nou, dames en here, julle is 'n visuele generasie. Wat beteken dit? Julle moet sien om te verstaan. Okay? So om te sien, kort julle kleur. En dis hoekom jy highlights moet gebruik. So as jy nie 'n highlighter het nie, dan vat jy daar na die periode gee jy terug, anders sal een van my 2 highlighters uit. Wanneer jy by stroombane kom, wil ek hê jy moet vir my die stroombaan gaan oorteken. Ek gaan begin by 6.4. Is dit reg? Wil jy vorige vraag ook hê? Okay. Ja, gaan begin by 6.4. Okay, so toe jy nou sien ek teken die stroombaan oor, het ek wat uitgehaal? Voltmeters en ammeters. Okay, ek begin so, dan is dit makliker om te sien. En by vraag 6.4 waar ons begin, sê hulle nog vir jou, daar een skakelaar is oop. Okay, so ek teken hom nie, want hy's nie daar nie. Hy bestaan nie. Dis al wat ons het hierso. Okay, en dan die skakelaar is toe. So ek het hom toegeteken. Die ander skakelaar wat hier was, is oop, so hy's nie eers in my stroombaan nie. Okay. Dan het ek dan nou hier, het ek ammeter A1, hierdie is 2 ohm, hierdie ene is V2, daar is 'n ammeter A2, hier is 'n voltmeter, en hy is 24 volts. Okay, nou vat jy jou highlighter, jou ligste ene, en nou stap jou mannetjies. Juffrou het vir julle verduidelik die mannetjies wat stap met hulle toebroodjies, of die ladings met hulle energie. Hier stap hulle uit met 24 toebroodjies, elkeen. Almal gaan deur na ammeter, almal gaan deur daai ene, almal gaan deur daai ene en almal gaan terug huis toe. So die totale stroom split nêrens op nie. Die stroom is oral dieselfde, serie stroombaan. Maar my toebroodjies, my 24 toebroodjies gaan wel opsplit. Want as jy die dag hier so skool toe stap, dan het jy 2 periodes. Jy het hierdie ene en jy daai ene. So jou toebroodjies gaan jy verdeel so. Party van jou energie gaan soontoe, party van jou energie gaan soontoe. OK. Yes. Nou lees ek verder. Hulle sê vir jou, hierdie ene het 'n lesing van 3 ampere en die stroombaan werk vir 4 minute. Chap. Nou vra hulle vir jou by vraag 6.4. Bereken die lesing op V2. Nou vra jy vir jouself, waar is V2? Hier is hy. Wat meet hy? Hy meet die volts wat soontoe gaan. So in my infotabel sê ek reg, my volts wat soontoe gaan wil ek gaan uitwerk. Wat is my stroom?
wat deur daardie dingetjie gaan. Toe ek gehighlight het ek gesien die totale stroom gaan deur hom. Wat is die totale stroom? 3 ampere. So 3 ampere gaan daardeur. En dan kort ek weerstand, wat is sy weerstand? 2. So, volts is stroommaal met weerstand. Die stroom is 3, die weerstand is 2, so dit beteken 6 volts. Nou gaan ek terug na my prentjie toe. Gaan ek te vinnig? Nee, kan ek vinnig? Ja, nou gaan ek terug na my prentjie toe. 24 volts, 24 toebroodjies is wat ek gehad het. Ek het nou net gaan uitfigure dat daar gaan 6 toebroodjies nou. So hierso is 6 volts. So hoeveel gaan nou die ander ene toe? 18 volts. Ja, 24, 6. Okay. Right. Nou sê ek 6.5. So vra hulle vir my, bereken die energie wat deur die 2 ohm weerstand of gloeilamp gebruik word. Daar is hy. 2 ohm. Okay. Nou energie is wat nou weer energie word gemeet in joules. Die enigste ding wat in joules is W. Dis wat hulle vra. Okay. Daar's een formule wat jy het wat W in het en die formule wat jy het is V is W oor Q. Okay. So wie soek jy? Het ek die volts? Ja. Is dit 24 volts? Nee. Want hulle vra wat deur die gloeilamp gebruik is. So die volts wat nou om toe gaan is 6 volts. Het ek die lading? Het ek Q? Nee. Ek weet nie die lading wat daardeur gaan nie, maar daar's 'n formule vir lading. Die formule is Q is I maal met T, dink ek. Ja. Okay. So het ek die stroom? Ja, die totale stroom wat daardeur gaan is 3. Het ek die tyd? Ja, die tyd is 4 minute. Maar ek werk nie in minute nie, ek werk in sekondes, so 4 maal met 60. Okay. Sal môre, sien ek julle môre? Nee, ek sien julle nie môre nie, ek sien julle Vrydag. Ons sal